Goeienaand luisteraars en baie welkom weer by nog 'n episode van Ons sit koppe bymekaar. Dis 'n nuwe jaar en 'n nuwe episode hier van Klein Karoo Connect se kant af en op Eden FM. Ons skeepskaptein wat gewoonlik hierdie program lei, Thea Smith, is op 'n welverdiende ruskans. Sy het glad nie gerus deur hierdie hele feestyd nie. En baie hard gewerk toe ek en Hans series gekyk het en gebinge het op series kyk of op ander gedoen net om weg te kom van werk af. So Thea, waar jy ook al is, ons hoop jy is verskriklik lekker en wanneer jy terugkom gaan ons nuwe en helder vars kwinkslae van jou kant af kry. Ons het dan ook vanaand 'n baie spesiale gas hier en Hans van der Veen is saam met my hier. So baie welkom Hans. Dankie Ronel, het is lekker om die eerste keer van die jaar weer saam met julle te wees en sien uit na wat hier gaan transpire. En dan het ons vir Dr. Annie Lombard. Sy is 'n baie spesiale mens en 'n baie spesiale dokter. Sy was voorheen van Oudtshoorn af en tans werk sy in Somerset West by die Helderbergse Staatshospitaal. En sy is eintlik 'n gespesialiseerde huisdokter, as ek dit so kan sê. Annie, ek hoop ek sê dit reg. Sy's 'n huisarts. Ja. Is dit reg so? So sy's 'n spesialis. Sy's nie net 'n gewone huisdokter nie. Sy's 'n spesialis in haar veld met baie werk gedoen in HIV en diabetes en TB. So sy het baie kennis van, ek dink van goed wat baie saak maak in Suid-Afrika en in ons land. So Annie, baie welkom en ons is baie bly jy's hier. Kan jy vir die luisteraars miskien net so ietsie van jouself sê, net om jouself so 'n bietjie bekend te stel asseblief? Okay, ja, so ek is gebore in Prins Albert en ek beskou eintlik my tuisdorp as Merwewil. So en ek het vir 5 jaar in Oudtshoorn gewerk, ook by die Staatshospitaal daar. En ek is nou al van 2009 hier so in Somerset West. En vir jaar is eintlik my 20 jaar Unie van klaar gemaak by die universiteit. Sjoe, jy's al vir 20 jaar 'n dokter. Ons hoop ons kan dit hou. Ja. Ag, ek hoop so Annie. Weet jy ook met jou ervaring van die HIV en die TB en daai dinge, dink ek hierdie COVID-virus het seker, jy weet, vir jou ook ander belangstellings gekweek. Ek is nie seker nie, ek neem nou maar sommer aan. Ja, dis interessant, want ons het gedink dat die HIV en TB is wat ons land gaan kelder met hierdie hele virus, maar dit het nie. En ons het baie min pasiënte eintlik in ons sale gehad wat HIV en TB gehad het. So is baie interessant, ons het dit nie verwag nie. Regtig. Ja, want mense sou dink hulle immuunstelsel is laag, nee. Ja, maar dis wat hulle juis gered het. Vertel 'n bietjie meer asseblief. Ja. So, dis juis die sterk immuunrespons wat basies maak dat mense so verskriklik siek raak. So, die mense wat immuun onderdruk is, het ons gevind waarskynlik onderdruk hulle dan ook die hele immuunrespons en dan kry hulle nie die wat ons noem die cytokine storm nie. En dis die cytokine storm wat maak dat mense eventueel in die hospitaal opland. Dit was baie interessant. Ons het meer mense met diabetes, obesiteit, hoë bloeddruk. Dis die mense wat ons gesien het in ons sale. Glad nie baie min HIV. Ek het so baie vrae hierdie cytokine storm. Net terwyl van ons luisteraars, wat beteken dit? Dis basies wanneer jou immuunstelsel gaan basies in overdrive en hy gee net al hierdie wil ek nou sê cytokines is deel van die immuunstelsel. Hy gee net al daai goed kom net basies vry om te probeer om die virus te beveg. Maar in die proses veroorsaak dit basies multi-orgaanversaking en dit veroorsaak basies al hierdie lelike dinge van die longe wat fibrose gee en al daai dinge is deel van die cytokine storm. Ja. Ek het goed genoeg verduidelik. Ja, so wat ek hoor is iets van die mense wat HIV positief is,
hulle is immuunstelsels onder druk, so hulle reageer nie so sterk op hierdie coronavirus nie en daarom vind hierdie cytokines Ja, ook soos byvoorbeeld die pasiënte wat reumatoïed arthritis het of die outoimmuunsiektes het, hulle is almal op immuunonderdrukkende medikasie en hulle het ook 'n bietjie beter gedoen as die res. Ons het min van hulle ook gesien. snaaks met Ja, hierdie dis goeie baie nuus. interessant. Ja, Ja, party mense het ook goeie nuus nodig. ja. Ja, ek dink ons het 'n bietjie goeie nuus nodig. Ek sit nou en dink toe ek en Hans en Thea mekaar laas actually fisies gesien het, was die virus eintlik al aan die afneem, jy weet, en ewe skielik het hierdie tweede vlaag gekom en dit het almal vir my voel dit onkant gevang, miskien nie vir julle wat elke dag daarmee werk nie. En ek wonder wat was die impak op jou as dokter, maar ook op jou as mens met hierdie tweede vlaag? Jy weet, ek het vroeër die jaar het ek studente gehad wat vir my 'n projekkie gedoen het, 'n quality improvement project gedoen het. En hulle wys toe nou vir my daar dat in die 1918 swart griep, basies het ons 'n piek gehad en toe het ons daai Oktober 'n massiewe piek gehad wat dubbel dit was. So deep down in my het ek gedink daar is 'n moontlikheid dit kan gebeur, maar dit het my nog steeds onverwags gevang. Sure. En dit was so, ons tweede piek was baie erger en baie hoër as wat ons eerste piek ooit was. So ja, dit het my onverwags gevang. Ek het dit nie geëxpek nie. En die ding was, toe dit ons getref het, was ons nou net mooi moeg en gedaan. En toe kom hierdie ding op ons af. En ek dink ons was sielkundig was ons nie lekker reg vir dit nie. Want jy het nog nie eintlik stil gestaan nie, nee. Jy het nog nie eintlik Nee. gerus na die eerste een nie. Ja, die eerste een en toe die eerste een basies verby is, toe moet ons half opvang van dit wat nou weer agtergelaat is, wil ek amper sê. En ons was nog so besig om op te vang, toe skiet die volgende golf na ons toe aan. Ja. Sjoe Annie. En die effek op jou as 'n dokter? So ek het Augustus van verlede jaar het ek COVID myself gekry, maar ek was regtig baie siekie en ek het dit so half amper dit was nie so erg nie. Maar weet jy, agterna het ek letterlik in 'n diep depressie gegaan. So vir 2 maande daarna, toe gaan ek, dat ek nie kan verstaan wat gaan aan nie, hoekom is ek nou in hierdie geweldige diep depressie? En dit kan multifaktoriaal wees, dit kan wees dat ons was moeg na die eerste golf, dis half posttraumatiese stres na die eerste golf, maar dit kan die COVID self ook gewees het. Ek weet nie, maar dit was regtig nie lekker gewees nie. En ek het toe maar 'n psigiater gaan sien en medikasie begin. En so ek weet nie hoe lank na die medikasie begin is het, toe kom ek agter my nou wil ek weer quilt. En toe besef ek, okay, maar nou is ek weer okay. Maar dit beteken nie, ek het nog steeds in hierdie tweede golf nog steeds baie angsperiodes beleef, want dit was net erg, dit was net verskriklik. Ek moes 'n 33-jarige pasiënt verloor het, ons het 'n 27-jarige verloor, ons het 'n 48-jarige verloor, ons het, verstaan, daar's niks wat jy daaraan kan doen wat dit net vir jou gaan maklik maak nie. Dit gaan nooit maklik vir enige iemand wees, dink ek. Sjoe, Annie, so die ek sit nou vir my probeer my indink as jy self nogal, want ek hoor ook die mense is baie moeg na hulle herstel het van die virus, is hulle baie vinniger moeg. Was dit met jou ook so? Dit was nogal so en wat vir my eienaardig was, tydens die siekte van my week of 10 dae wat ek hier by die huis gebly het, was ek nou eintlik heeltemal okay. Maar na die tyd, toe kom ek agter as ek nou tot by my kar loop, dan is ek nou uit asem uit. Dit was my baie vreemd en ek is net soos, maar ek dink daai depressie deel kan net potensieel ook net moegheid gewees het. Maar ek was net lus vir niks nie. Niks wat ek voorheen gedoen het wat vir my lekker was meer toe vir my lekker het. Ja. Ek waardeer dit dat jy dit met ons deel, want ek hoor dit, ek weet nie of jy dit ook ervaar nie, maar ek hoor dit by my pasiënte, dat baie van die mense wat herstel het, erg neerslagtig is, nadat hulle gesond geword het, en ook baie angstig voel.
Hans, ervaar jy dit ook? Ja, weet jy Ronel, daai angstigheid en amper soos 'n panic attack wat dis iets wat ek in my omgewing baie algemeen vind en ook die vrees van doodgaan. Dit voel vir my dit is ek wil sê amper almal sê daar was 'n stadium waar ek gedink het ek gaan doodgaan en wat gaan raak van my geliefdes of as ek nie meer daar is nie. En ek dink ons leef so half die dood is iets wat later gaan gebeur en dan skielik met die COVID lyk dit vir my asof ek het dit nog nie self gehad nie, maar as ek kyk ook na mense wat naby aan my is oor hoe hulle daaroor praat, daar's soort van 'n ja, dit is asof iets daar verander, asof daar 'n konfrontasie. Meer 'n bewussyn. Ja. Daar's ook 'n onvoorspelbaarheid aan hierdie ding. Ja. Jy weet nou nie of jy nou die persoon is wat nou actually in die hospitaal gaan beland het. En daai onsekerheid maak dit regtig, ek dink jy weet nou nie, is jy nou die persoon wat dit erg gaan kry of is jy die persoon wat lig gaan kry? Byvoorbeeld, my broer en my skoonsussie het dit ook gehad en sy was bang vir my broer want hy het asma en hy's allergies en hy het daardeur gesweet. Sy was baie siek en het een aand gedink, dis nou die einde. Jy weet, en daai posttraumatiese stres van die daad wat jy gedink het, dis die einde. Ek dink dit is baie erg vir mense. En ek dink mense moet hulp kry vir sulke goed. As jy by so 'n event was waar jy basies gedink het, dis nou die einde, dan moet jy met iemand, ek glo jy kan nie net verbygaan nie. Dit is 'n lewensveranderende oomblik in jou lewe, nie? Dit amper verander near-death alles. experience. Ja, dit is eintlik. Want dit verander alles, dit verander jou perspektief, jou filosofie, jou visie. Ek dink ek dink mense is so tot stilstand geskok. Ja. Ek het dit baie vergelyk amper met 'n oorlog. Dit was soos 'n oorlog. Regtig. Snaaks genoeg hier in die begin van die lockdown, daar in die begin van verlede jaar, het ek Band of Brothers gekyk. Ek weet nie of julle dit gekyk het nie, van die Tweede Wêreldoorlog. En ek sê vir my man, dis presies hoe dit nou hier is. Dis presies hoe dit is. Ons is besig met 'n oorlog en ek het soveel van daai goed vir myself van sê, ek moet onthou dis wat ons moet doen. Ek moet onthou ons moet hierdie oorlog so benader. En as jy dink hoeveel mense het posttraumatiese stres na 'n oorlog, dan is dieselfde maar hier die geval dink ek. Absoluut 100%. Annie, ek dink ek is so gefassineer met wat jy sê en baie dankie dat jy so op 'n persoonlike vlak met ons deel. Ons tyd raak so 'n bietjie min. Ons gaan nou breek vir 'n advertensiebreek en ons het ook vir Annie gevra vir dokter Annie gevra om vir ons 3 van haar gunsteling liedjies te gee om vandag na te luister. En ek dink die eerste een wat vir my nou baie opgeval het Annie is Teens Jordaan en Carla Du Plessis se liedjie Wie weet. Kom ons luister daarna en dan gesels ons net nou weer baie lekker verder. Dankie. In die bosse is 'n poort na 'n vergete land waar ons stilte is net. Liefs is daar dalk 'n land van rus en wie weet. En welkom terug. Dit was nou 'n heerlike liedjie om na te luister van Teens Jordaan en Carla Du Plessis. Dr. Annie, ons gesels met jou en jy was wonderlik om in die eerste gedeelte van die program vir ons van jou eie ervaring ook te vertel, waar jy self ook COVID opgedoen het en toe het ons bietjie gesels oor die effek, die na-effek, die after-effek van die COVID en hoe depressief dit mense kan maak en ook angstig kan maak en dat sommige mense selfs ook 'n near-death experience het want hulle neem eintlik afskeid, hulle maak eintlik vir hulle gereed, hulle gaan nou sterf.
Ek ken ook iemand wat gesê het, sy het gehoor hoe die dokters en die susters vir mekaar sê, hierdie een gaan nie môreoggend sien nie, jy weet, en dan is dit amper asof hulle besluit, okay, dit is nou so 'n mens gee half oor. En ek dink daai oorgee, en as jy dan nou terugkom, is dit nogal 'n ander ervaring, soos wat jy sê. Jy het net nou ook genoem van jonger mense wat begin sterf het, en ek dink aan die begin het ons almal gedink, dis meer die ouer mense wat in gevaar is, en ek dink dit is vir almal 'n skok as hulle agterkom, daar's jonger mense wat sterf, en ek weet mense sê, voorheen het ons gehoor van mense wat sterf, nou weet ons van mense wat sterf. En ek dink ook, julle as dokters, die effek daarvan, jy weet as jy uitstap by 'n saal en jy weet nie wie jy môre gaan sien en wie nie, hoe dit vir jou affekteer, en ook miskien as van julle kollegas siek raak en dan sterf. Wat is die effek op julle? Ek dink dit is deel van hoekom dit vir ons so erg was, is dat ek het vir die een ou met wie ek gepraat het ek gesê, ek is gewoond aan wonderwerke in die mediese wêreld. Waar ons sien 'n pasiënt is baie siek, en dan doen ons sekere goeders, ons gee vir die persoon sekere goed, en môreoggend, lou en behold, kom ons staan en lyk beter. En dan sit soos 'n wonderwerk. Maar met hierdie epidemie het my gevoel, ek sien geen wonderwerke nie. Niemand het my verras nie. Niemand het verstaan, as hy gedink het, hierdie persoon, ek weet nie of hy môre hier gaan wees nie, is hy môre nie meer daar nie. En dis hoekom ek het probeer om so min as moontlik te sê, Helene, want dit is my gevoel, dan spreek ek dit amper uit, dan is dit so. Ja. Maar Ja. dit is net soos, ons kon gedoen het net wat ons wil. Daar was net die wonderwerke nie. En dit het my nogal gebreek, want ek soek 'n bietjie wonderwerke van tyd tot tyd. Dis deel van ons professie om wonderwerke te hê. Ja, natuurlik. Jy het ook die vergelyking gemaak met 'n oorlog, Annie, en ek stem met jou baie saam, want ek dink 'n natuurramp gebeur en dis verby en ons kan opruim en aangaan. Maar hoe maak ons in 'n oorlog, want niemand van ons weet nie. Ons het nie ervaring van 'n oorlog nie, teen 'n vyand wat ons nie kan sien nie. Hoe berei jy jou elke dag voor, en veral hierdie laaste 2 maande wat so erg was, hoe het jy elke oggend opgestaan en jou werk gaan doen? Eintlik maklik, want eerstens is ek mal oor my werk, ek geniet my werk, al is dit nou hierdie moeilike tyd gewees. Maar ek het een van daai goed van Band of Brothers was, jy moet partykeer net die persoon bietjie wegvat. Net 'n bietjie agtertoe in die linie sit. En ek het net voor Kersfees 'n week bereik gehad. En ek het teruggekom na Kersfees en dit was verskriklik. Dit was soos die ergste week van wat ek ooit in COVID ervaar het daai week. Maar op 'n manier was dit ook my lekkerste week. Want ek het teruggekom en ek het net weer energie gehad om die oorlog aan te pak. En ek het gesien my team is op die grond. Hulle was gaar gewees toe ek nou daar aankom. Hulle het nie verlof gehad nie, ek het wel verlof gehad. En ek het besef, maar ek gaan hierdie team letterlik uit hierdie ek moet hulle hier uithelp, ek moet saam met hulle hierdie pad stap. So ek dink my persoonlikheid help 'n bietjie, want ek het baie gelag in daai week. En die een suster het ewen vir my kom sê, maar dokter, jy moet respek hê, jy kan nie so baie lag hê voor die pasiënte nie. En lag is so goed vir ons. Jy weet, en ek het ja, dit was maar deel van die ding, en ek het soos ek het nou probeer kyk, wat het ek nou nog nie geskryf. Eerstens, ja, ek dink my skepper was daar vir my, en baie mense het vir my gebid, glo ek, in die tyd. En dan, jy cope, want jy weet jy moet cope, en ek het geweet ek moet 'n hele team lei, so ek het geweet, I have to make this, because they must make it. En as ek het nou nie gaan maak, hoe gaan hulle dit nou maak, basies? En dan, ek het 'n gesin, en ek het my familie en my vriende, hulle help my daardeur. En dan my groot liefde is quilting, en ek het net soos baie, dis my me time, is om actually te gaan sit en kunstig te wees en 'n quilt te maak. So dis van die goeders hoe ek gekoop het, maar daai eerste week na Kersfees, het ek besef, maar ek kan nie ophou dink daaraan nie, dit is net die hele tyd, dis al wat in my kop is,
En toe het ek actually, ons het gelukkig 'n pastor by ons hospitaal gehad, wat hulle vir ons gekry het, om met die pasiënte te praat, maar ook om met personeel te praat. En hy het nogal 'n baie profound ding vir my gesê, want ek het gesê, ek wil nie die persoon, ek wil nie nog iemand moet sê, maar hulle sou dieselfde besluite as ek geneem het, hulle sou dieselfde dinge gedoen het. En toe sê hy vir my, maar ek moet ophou om ander mense se goedkeuring probeer soek in hierdie, ek moet by myself okay wees, dat ek moet weet dat dit wat ek doen is reg, of jy weet is okay. En toe sê ek vir my, ek is eintlik fine met wat ek doen, ek weet dit wat ons doen, dis die beste wat ek moontlik kan doen. En toe besef ek my, ek gaan nou nie meer worry oor vir ander mense nie, ek gaan nie meer ander mense se goedkeuring in hierdie ding soek nie, en dit het vir my baie gehelp. En dan toe ek ook my mentor gaan sien, een van ons afgetrede dokters, en met hom gaan praat en vir hom vertel hoe kwaad ek vir die regering is, hoe kwaad ek vir dinge is, en net deur hierdie goed werk. Ja. So, dit klink vir my, dit was 'n periode van groei, nee, as ek, dat die mens wat nou saam met ons hierso sit, en die mens wat in 2019 medies gepraktiseer het, is twee verskillende mense, of is dieselfde mens, maar meer mense. Ja, ek stem so. Ek is heeltemal 'n ander mens, dink ek, inderdaad. Ja, as ek so luister, dit voel vir my, daar's iets wat deurkom van, en help my as ek van die pad af is, maar ek dink ons probeer baie keer ten alle koste die lewe beskerm en behou, en die prys wat ons betaal is baie keer eintlik nie die moeite werd nie, en ek dink nou aan iemand wat 'n verhandeling geskryf het, In Search of a Good Death. Die argument was Linda Raven, die skrywer auteur daarvan, wat gepraat het van daar is 'n punt waarby ons gaan waar dit nie meer sinvol is om iemand aan die lewe te hou. Ek dink destyds met die oud president Mandela, hy het so lank op masjiene gewees en so, en ek dink vir julle wat werk om mense te laat leef, is daar ook iets van om te kom by 'n punt van ek het gedoen wat ek kan doen, en daarna is dit in my Skepper se hande of in die lewe wat ek verder vat, so ja, my vriendin, toe sy vir my oorgee, toe sê sy vir my, onthou net aan, dis nie jou fout nie, COVID is nie jou fout nie. Dis nogal belangrik, want jy weet, mense voel verantwoordelik vir letterlik almal. Maar ons het regtig, ons het baie hard gewerk aan ons palliatiewe sorg, op ons end of life sorg. Ons het 'n baie goeie palliative dokter by ons, en ek self is ook eintlik betrokke by palliatiewe sorg by die universiteit en so voort. So ons het baie hard gewerk aan daai deel, dat daai deel moet reg wees. Want dit is ook so dat vir 'n familie is 'n goeie dood 'n goeie ervaring, maar 'n slegte dood bly vir altyd 'n slegte ervaring. En as jy kyk hoeveel mense die posttraumatiese stres oor 'n slegte doodservaring van 'n geliefde. So Annie, sê dit asseblief weer, want dit wat jy nou gesê het is baie mooi en baie waardevol. Sê dit asseblief net weer. Ja, so 'n mens moet net besef dat hoe jou geliefde sterf moet 'n goeie ervaring wees, want 'n slegte ervaring veroorsaak jarelange trauma daarna. Dit is hoe dit is. Jy sal hoeveel mense wat miskien by jou kom, Ronel, en by jou, Hans, wat praat oor 'n slegte doodservaring. So ons moet regtig strewe om dit so goed as moontlik te maak. En ons het byvoorbeeld, ons het baie video calls gemaak. Dis al omtrent wat ons gehad het. Ek meen die familie mag nie kom kuier het nie. En ons het probeer om so goed as moontlik met families te kommunikeer. Maar ons het byvoorbeeld een dame gehad wat met haar familie gepraat het op die video call en 5 minute later is sy dood. Sjoe. Verstaan, so dit is profound. As jy ten minste nog met jou persoon kon gepraat het, maar dit is een van my groot worries ook, is dat ek hoop nie te veel mense het slegte ondervindings na die tyd hiervan nie, want
Wel, ons het ons bes probeer om dit te verhoed. En ek kan ook vir almal verseker dat geen van ons pasiënte in ons saal het 'n horrible dood gesterf nie. Want ons het seker gemaak, dit was die goed wat ons gedoen het. Ons het die angs altyd geadres en pyn en kort asem, daai goed is die goed wat ons probeer adres het, sodat hulle 'n rustige sterfte gehad het. En weet jy hoeveel mense het vir ons, dan bel hulle ons, dan wil hulle weet, hoe is hulle persoon dood? Het hy gesuffer daar aan die einde? Hulle wil net weet dat, het iemand sy hand vasgehou? So, dit was nogals, ja, ons het regtig probeer om dit so goed as moontlik te doen. So Annie, dis vir almal baie 'n mooi. versekering vir jou. Dit is nou, jy weet, van ons perspektief af die wonderwerke binne in hierdie situasie, want dit is vir my so verblydend om dit te hoor. Want toe jy praat van palliatiewe sorg, toe wil ek vir jou vra, en dit was een van my vrae, hoe hanteer julle die families? En dit is my so mooi, hierdie sensitiwiteit, maar dit sit ook 'n ekstra las op julle nie, want ek bedoel, jy is intussen besig om mense se lewens te probeer hê, maar dan moet jy op hierdie ekstra myl loop, want dit is 'n ekstra myl, om dan 'n video call te maak vir familie, maar dit was nou vir my baie mooi om dit te hoor, baie dankie. Ons het ook gelukkig, ons het 'n vriendin van my het vir my gesê, maar wat kan hulle doen? Hulle kerk doen. En hulle kerk het eintlik vir ons 'n social worker wat vrywilliglik, wat actually met families die video calls maak, en dit toe nou by ons oorgevat, want dit was baie erg om dit tussen alles deur te probeer inpas. En sy doen 'n amazing job om mense te connect. En jy kan baie keer sien hoe 'n pasiënt actually beter raak na sy video call. Hoe hy actually net weer moet skep. Ja. Dit het my nou... Want dit was, skus Hans, van Christmas. Ja, ons het Vrydag toevallig by die ACVV 'n sessie gedoen, soos 'n debriefing, met hulle ook, dink ek deur 'n moeilike tyd gegaan het met hierdie soort van goed, en die vraag, die kern van die sessie het gegaan oor, wat is wesenlik, wat is essential, en dit voel vir my, iets wat ons nou oor praat, is daai, wat is essential wanneer iemand sterwend is, of wanneer iemand krities siek is, wat is die wesenlike goed dat ons moet aan aandag gee, en dit voel vir my iets van hierdie, erken die belangrikheid van verhoudings, en probeer dit reg tot op die einde, bring daai koneksies na mekaar toe, met die video calls, en het iemand 'n hand vasgehou, is daar na die afsterwe met die familie gesels om daai respek vir lewe, vir mekaar se lewens te handhaaf. Ons het ook 'n ding, ons doen dit nie altyd nie, maar ons probeer, wat hulle sê, take a moment, wat jy net, wanneer iemand afsterf, actually almal 'n moment vat. En net soos vir 'n minuut, rustig stil staan, of rustig net wees, take a moment, respek vir die persoon. Want dit was een van die goed wat die pasiënte vir ons gesê het, is dat ons gaan nie aan. Ons stop nie. So ons probeer om 'n moment te vat, om net 'n bietjie te stop, om vir hulle ook te, want ons is almal geaffekteer. Dis vir ons almal erg. So. Weet jy, dis iets wat mense wat iemand verloor het aan die dood, in elk geval in die gewone lewe ook baie keer sê, is hulle kan nie glo dat die lewe net aangaan nie. Vir hulle voel dit die hele wêreld het nou gestop, maar alles gaan net aan. So weer eens, dis eintlik 'n respekvolle tot stilstand kom, uit respek vir daai persoon en vir die familie. Dit is regtig baie besonders. So ek dink 'n mens leer ongelooflik baie dinge aan. Jy het seker ook baie dinge van jouself geleer in hierdie tyd. Wat ek nou dink, nou het jy my onkant gevang. Dis jammer. Dis gewoonlik Thea wat vir ons so onkant vang. Maar wat ek hoor is dis asof jou passie so mooi bymekaar gekom het, nê. Die virus, jou geïnteresseerdheid in virusse, hier gebeur die virus, en jou manier van kyk, en ook jou geïnteresseerdheid in die palliatiewe sorg. En ek hoor hoe mooi jy praat, met watter respek jy daarvan praat.
So miskien wil ek sê ek hoor dit by jou. Ja. Ek hoor by jou daai sensitiwiteit. Jy weet toe ek daai dag die 28ste Desember in daai saal instap, toe handig hulle nou van die pasiënte aan my oor en hulle sê hierdie een is angstig, die een is angstig, die een is angstig en so aan. En toe ons nou gaan sit met die saalronde, toe sê ek vir die dokters daar rondom my, ek wil van geen angstigheid hoor nie. As daar 'n pasiënt is wat angstig is, het julle nie julle werk gedoen nie. So ek wil van niks angstigheid hoor nie. Maar dan kom hulle en dan sê hulle, ek het nie my werk hier gedoen nie, die pasiënt is angstig. So mooi eerlik. Dan kyk ons nou eers en dan kyk ons eers wat het ons alles opgeskryf en kan ons dit nie beter doen dat die pasiënt nie met angstig wees nie. Ek is baie seker as hulle jou laggie gehoor het in die saal, het dit almal se gemoed gelig, Annie. Ons gaan nou weer 'n musiekbreek vat. En 'n advertensiebreek en ons is gesels hier by ons het koppe bymekaar op Eden FM. Die liedjie wat Annie vir ons voorgestel het is Plea for Africa van Sibongile Khumalo. Ook baie gepas, baie dankie. Ons gesels net nou verder. Welkom terug by nog 'n greep uit vanaand se episode van Ons het koppe bymekaar. Hans, jy het vir ons 'n baie interessante ding nou net gesê. Jy en Annie het daaroor gepraat in die breek. Miskien kan jy net vir die luisteraars ook sê. Ja, 3 dae gelede op die 28ste Januarie is Sibongile Khumalo dood na lang siekbed. Sy was 63 jaar oud en jy het gepraat van jy is mal oor haar. Ja, dis hoekom ek dit gekies het want dit is sommer so half 'n eerbetoon aan haar. Dit is ek dink ja, dit is wat RSG vir my maak. Maar ek het haar op RSG leer ken. Ja, dis baie besonder. Dankie dat jy daaraan gedink het, Annie. Ons het net nou gesels oor angs en hoe jy die angs behandel. Ek glo baie sterk dat jy weet 'n mens se senuweestelsel jy kan die simpatiese senuweestelsel aktiveer as jy nie reg asemhaal nie. En ek dink altyd hierdie virus smokkel met 'n mens se kop, jy weet, want ek het al gevind as ek begin simptome kry of iemand naby aan my is siek, dan is ek sommer sieker en ek kry nie asem nie en ek het sommer al die simptome. En dan moet ek ekstra hard werk aan my asemhaling. Het jy 'n opinie oor hoe angs mense asemhaling of vice versa, hoe jy met jou asemhaling angs kan beheer aan? Ek dink dis baie moeilik om angs en COVID te hê, want as jy angstig is, sukkel jy klaar om asem te haal en COVID maak dit jy nie kan asem kry nie. Yes. So die kombinasie dink ek is regtig nogal angs dit angs in overdrive wil ek amper sê. So eerstens dink ek 'n mens moet die angs behandel. En as jy baie angstig het, moet jy kry dat iemand vir jou ietsie gee vir daai periode wat jy geweldig baie angs het, want die twee gaan nie lekker saam nie. Maar ons het ook soos wat ons gedoen het met die pasiënte is ons het hulle wat ons noem 'n PEEP bottel gegee. Dis basies 'n bottel met water met 'n pyp waarop hulle blaas en dit maak dat hulle moet lekker diep asemhaal. Maar baie mense het sommer net 'n ballon opgeblaas. Net om maar 'n bietjie asemhaling oefeninge te gee. Die ander ding wat ons met ons palliatiewe sorg geleer het is dat is eenvoudige oefeningkie wat ons vir die pasiënte ook sê is
smell the roses en blow the candles is, you see. En dan basies piep jy jouself, want dit wat nou 'n mediese term is, maar basies maaks laat jy die long, al die blaasies van die long wat in mekaar geval het, uitsit. Ek So, dis sê 'n dit baie gou weer lekker so, wanneer jy sê smell the roses, dan haal jy diep asem. Deur jou neus, want jy smel mos nou the roses, presies as jy 'n roos sal smel. En dan blou die candles is, you know. O, soos wanneer jy deur die strootjie in die bottel blaas. Yes. Ja, dit dis is baie een van oulik. ons goedjies wat ons gedoen het. Dit het ons palliatiewe dokter vir ons geleer. En die ander ding wat hulle gesê, wat sy ook vir ons geleer het, is as jy bietjie net, ek gaan nou hier opstaan, maar as jy vooroor op jou hande staan, en jy druk op jou palms van jou hande op 'n tafel of 'n ding, en daai vooroor staan, verlig partykeer net 'n bietjie die asem. Ja. En dan dink ek ook kommunikasie. Om vir die pasiënt te verduidelik dat hoe hulle moet asemhaal en dat ons gaan nou dit opsit. Ons gaan nou vir jou hierdie gee. Jy gaan nou hierdie ding kry. En dan jy weet, dat hulle net verstaan 'n bietjie. Ons het ook vir omtrent al die pasiënte baie lae dosis morfine gegee. En hoe dit werk, dit het geen effek op pyn nie. Dit het geen effek op dat dit jou asemhaling onderdruk nie. Dit basies maak hulle net rustiger en maak dat hulle beter kan asemhaal. En so geen pasiënt by ons het sonder morfine daarin en uitgegaan nie. Almal het 'n klein bietjie morfine gekry. Tiny dosisse. Ons het nog nooit van tevore dit gedoen nie. Dit was 'n nuwe ding wat ons gedoen het, maar dit werk wonderlik. Wel, morfine is mos vir 'n rede uitgedink, né? En as mens enige medikasie reg gebruik, dan slaag hy in sy doel, dink En ek. so 'n lae dosis sodat hulle amper nie nar maak nie, maar sê maar so hier en daar as hulle nar is en nar ietsie by. En dit maak hulle ook nie gekonstipeerd soos wat gewoonlik hoë dosisse morfine maak nie. Dit gee hulle net, dit vat die angs weg en dit gee net vir hulle 'n manier om te kan asemhaal. Ja. En van my team met hulle angs het ek ook net vir hulle gesê dat julle moet net onthou, want ons wil ek amper sê ons hoë sorg COVID saal het maar net 18 beddens ingehad. Daar was op 'n stadium tot 84 pasiënte in ons hospitaal met COVID, maar die regtig ernstige kant was net daai 18. Dan sê ek vir hulle, onthou net, dis 18 pasiënte van daar duisende daar buite. Dit is nie die hele wêreld nie. Moenie dat dit vir julle voel, dit is die einde van die wêreld nie. Dis net 'n paar mense wat ons hier het. Net om hulle weer te grant, en ek het ook net elke dag het ek gesê, kom ons gaan net terug weer na die basiese goeders. En die basiese goeders was ons pee bottle en Pronin wat jy op verskillende posisies lê. Jy moet op jou maag lê, dan moet jy op die een kant lê, dan op die ander kant, dan op jou rug, nie te baie op jou rug lê nie. Sê ek gaan kyk, hierdie pasiënt geproun, gaan terug na die basics. En dit help. Dis wat help. Want ons het baie goed gehad wat ons kon gebruik het. Ek het sommer gewonder oor hoe doen 'n mens daai PPE, daai klere wat jy dra as dit warm is, en hoe kom jy deur 'n dag met al daai goed aan nie? Renel met pyn en moeite. Ek het besef, ek gaan nie kan make-up aansit nie. Ek gaan dit net met afhaal. Want dit maak dat die masker sit nie styf om jou gesig nie en jy sweet onder die besigheid. So vir die eerste keer in 11 jaar het ek niks make-up gedra nie. Ja. En soos die eerste dag wat die nuwe interns begin het, toe dink ek, eerste indrukke, en toe dink ek, nee, want eerste indrukke, hulle moet na my mooi oë kyk. Ek kan nie nou make-up aansit nie. En so ek kon nie dit aansit nie, en ons het min of meer almal van ons het so die skill, jy het 'n shield wat jy oor jou gesig hou, dat jy nie kan druppels in jou oë en in jou masker kry nie. Die shields kan gelukkig by tye ons het almal so 'n kontrapsie, hy kan oplig. So as jy nou na ekstra kyk, dan kan ons hom net oplig en net 'n bietjie 'n breek vat, maar ek het so hoofpyn van daai, jy weet dis hoofpyn, jy kry hoofpyn, want die rek van die masker druk styf om jou kop en die kontrapsie met die shield is druk op jou kop en dan kry jy nog warm en jy moet baie water drink en jy kan dit nie in die COVID saal drink nie.
Want ons het jy kan nie eet en drink daar binne nie. Nie die pasiënte kan dit doen. Dit is onverantwoordelik om daar te eet en te drink. Dis nie eers iets wat mens dink nie. Waar eet Ja, en drink so, julle Jy nou? moet eers uitgaan en dan moet jy verder het ek maar net so min as moontlik klere aangetrek. Because you're not going there. En dis limited, nee, jy kan nou nie soveel nie aantrek nie. Dit is waar, maar Jy dit moet was jy moet- moeilik. Ja, so 'n hemp Ja. sonder 'n mou kan dalk onder die klere is dalk beter of so. Maar nee, dit is maar Sure. rof. Daai deel is nie 'n lekker deel nie. Sure. Ja, ek voel die tyd hardloop heeltemal te gou, maar ek dink die gesprek gaan nie volledig wees as ons nie iets vra oor ivermectin nie. Dit was so in die nuus gewees lately. Kan ons dokter Annie Lombard se mening daaroor vra asseblief? So, dis maar soos 'n dieet. Daar is geen wondermiddel in hierdie COVID so ver gewees nie. En as ivermectin dan nou die antwoord is, dan sal dit great wees, maar op hierdie stadium het ons nog nie die evidence vir dit nie. En wat ek gevoel het is dat die mense wat die veeartsmiddel gebruik het, hy het baie Vitamiin A in. En as jy 'n oormaat Vitamiin A inkry, dan kan jy in lewerversaking ingaan. So, ek dink dis nogals gevaarlik om dit te doen. En jy moet weet wat jy doen, jy moet nie te veel spuit nie, en niemand weet eintlik op hierdie stadium wat die dosis is nie, so ek sal definitief nie daai deel aanbeveel nie. En wat die Medicine Regulation Council nou gesê het, is basies om pille in te bring wat wel vir menslike gebruik is, en ek dink dit is 'n goeie ding, dat ons ten minste dit so omdoen. Sal ek dit self gebruik op hierdie stadium? Nee. Ek dink nie daar's genoeg bewyse nie. Ek dink daar is meer bewyse, ek sien nou vir kol gesien, wat 'n anti-goutmiddel is. So as jy dan nou wil iets anders gebruik dan eerder dit. Sou ek sê, maar nee, ek is nog nie oortuig van ivermectin op hierdie stadium nie, maar my familie het dit almal gebruik. En O, my regtig? Vra jy nou uit die huis uit, Annie? En my vriend wat 'n internis is, sy ma het dit in 'n salfvorm gebruik, en as hy haar in die oggende bel en sê, hoe gaan dit vandag met ma? So, en dit is regtig 'n baie lekker conversation as jy nou nie mense ken nie, om te praat oor Ja. ivermectin. Ja. Ja. En nog 'n vraag. En die wat? Ja, Hans? Ekskuus tog, die South African Medical Research Council van Prof Glenda Gray het baie keer het mens gehoor sy praat oor die excess deaths. En ek onthou in Desember aan die einde van die eerste wave was daar 19,000 mense wat gesterf het. Nou is dink ek 43,000 van ons land. Maar die excess deaths sien ek is praat van 130,000 sedert Mei, en hulle koppel dit heel sterk, lyk dit vir my, wel aan COVID. Ek weet nie wat is jou gevoel daaroor? Ek dink dit is waarskynlik die waarheid. Ek het byvoorbeeld en baie pasiënte was dit 'n toevallige bevinding. Byvoorbeeld iemand met sinema blaasontsteking en dan toevallig het hulle COVID ook, of longkanker en toevallig het hulle COVID ook. So daar is baie sulke sterftes, so sê nou maar die persoon wat longkanker gehad het, is waarskynlik van die longkanker dood, maar hy COVID ook gehad. So, en miskien het COVID baie mense se dood versnel. Want die persoon met longkanker sou dalk nie nou dood gegaan het nie. Hy sou dalk nog ten minste 6 maande geleef het, maar weens die feit dat hy COVID gekry het, het dit sy dood verhaas. Ek dink is moontlik. Hulle het vir my gesê, toe hulle vir my sê hoeveel mense by ons in Desember dood is, het ek aanvanklik gesê dis net COVID, en toe agterna toe sê ek, maar dis hopeloos te min, hoe is dit moontlik? Hier moet 'n fout wees, hier's baie meer mense dood, het dit vir my gevoel. Ek voel dit ook nie vir ons so erg. En dan is dit nie regtig so erg nie. Maar ja, ek dink dit is maar so. Hans, jy wou nog 'n vraag gevra Ja, het. ek conspiracy theories, fake news. Ek dink mense is hoe deel ons daarmee? Dit maak my beserk. Moet ons nog met
dit ook deel. Ons het nou 'n pandemie en nou moet ons met dit ook deel. Ek weet nie, ek dink almal van ons is different en almal het 'n manier om hierdie goeters te probeer verklaar. Maar ek het byvoorbeeld gelees oor hierdie conspiracy theory oor waar dit begin het. En dit is soos iemand in die UK en iemand in die US wat op die einde met mekaar en hoe hulle besef het, maar jene, toe Trump nou nie meer die oorvat by Biden nie, toe moet hulle actually sê, vir hulle mense, hulle is nou jammer, dit was actually dalk nou, jy weet, kan hierdie mense net, ek weet hoekom mense dit doen nie, hoekom versprei mense fake news? Dit skep vrees, dit skep absoluut vrees. En dan voel jy het mag, want jy kan vrees by ander mense maak. Ja. Ek dink dis dit, maar weet jy, dit is eintlik so wreed, want ek dink ons mense gaan deur genoeg. Hulle moet soveel suffering deur hierdie afgelope tyd gedoen het. Ons kon nie by ons geliefdes kuier nie. Daai coping mechanism was ook van ons al weggevat. En, nee man, dit is nie lelik. Dit is nie breed om fake news te versprei en conspiracy theories te breek my. Dis amper vaksien vat. Wil julle dis wat ek wou gevra het, ja. Seker. Verseker gaan ek die vaksien vat. Daar's baie navorsing op die vaksien gedoen. Daar's baie mense wat dit gekry het en okay is daarvan. En as dit kan verhoed dat ek ernstig siek raak, verseker. Dankie. Ek vertrou jou opinie baie. So daai is 'n goeie een om van jou af te hoor. En ek probeer my nou indink in 'n oorlogssituasie, wat se vyand se fake news wees. Fake news sou dan seker wees om vir jou te sê, maar die vyand lê eintlik agter die regterkantste bult en nie agter die linkerkantste bult soos wat jy gedink het nie. En almal storm agter die regterkantste bult en dan staan niks nie. Dit sou net so erg wees. By die Tweede Wêreldoorlog het hulle basies uit voorrade gehardloop. En dit het vir my gevoel, dis waar ons is. Ons het uit suurstof gehardloop, ons het dit was baie hektiek. In die hoogste piek, dit was baie erg. Daai deel, dat ons eintlik uit voorrade begin hardloop het. Ja. Annie, en dink jy daar kom 'n derde wave, of is dit moeilik om te sien? In 1918 het daar wel 'n derde wave gekom. Dit was 'n klein wave, dit was nie baie groot nie. So ek glo, unfortunately, daar gaan nog enetjie kom. Ek dink hy gaan klein wees. En as ons almal vaccinate, nou wat se wave kan daar dan nou wees? Yes. Maar nou het ons soveel conspiracy theories oor die vaksin, dat nou my liewe hel. Ja. So alles word nou, mense word nou twee geskeer en so vroeër in die gesprek het ons gepraat oor en het jy het dit ook uitgekom uit wat jy gesê het, dit is asof hierdie virus 'n gelykmaker is. Of jy nou 20 is en of jy nou 82 is, jou kans om te sterf is ewe groot amper. Dit is ook 'n gelykmaker want daar's nie uitsonderings van wie siek word en wie nie siek word nie. Eintlik kan dit enige iemand tref van enige vlak van die samelewing. Ja. Jy het ook gesê dat wat goed gewerk het vir jou, is dat 'n mens na jouself kyk om 'n break te vat wanneer jy voel dit nodig en al dink jy dit miskien nie nou nodig nie en jy kan nog aangaan. Is vat 'n break en gaan doen iets wat lekker is, gaan doen iets in die natuur. Gaan doen die 5 sekonde reël wat jy vir iets mooi moet kyk en dit met al jou sintuie waarneem, maar vat 'n break en dan om kreatief te wees. Ek sal nou nie 'n quote kan maak nie, ek wens ek kon Annie, maar jy het ook weer vir ons vandag geleer dat ons moet kreatief wees. Is daar nog iets wat jy dalk vir die luisteraars wil sê of 'n woordjie van moed en praat of net enigiets uit jou hart uit net miskien nog vir die luisteraars wil sê as 'n laaste ding? Ek voel ook dat my familie en my vriende was baie belangrik in hierdie tyd en ek dink 'n mens moet voor die krisis kom, moet jy reeds jou ondersteuningsnetwerk identify. En ek het byvoorbeeld voor die krisis gekom het met my suster gepraat en vir haar gesê, as jy 'n krisis kom, sal jy na my huis toe kom. En sy het gesê ja. So toe Cyril aankondig dat ons gaan nou hard lockdown, toe bel ek haar, toe sê ek, onthou jy het gesê gaan na my huis toe kom.
So sy het vir 7 weke by my kom bly en gehelp na my kind kyk. Sjoe. En my kind en haar kind kon saam speel en ons het met 'n probleem met kos gehad en al sulke goeie sê. So mens moet regtig jou ondersteuningsnetwerk voor die tyd. Mens moet al jou wapens reg hê voor jy die ding aanpak. So as jou wapen nie nou reg is nie, kry jou wapens reg, want die derde golf gaan waarskynlik kom en dan moet jy reg wees vir daai, kry al jou wapens in jou arsenaal reg. Beplan nou al hoe jy dan gaan cope. Sjoe. Dit was Dr. Annie Lombard. Baie dankie Annie. Hans, het jy nog 'n laaste woord vir die luisteraars? Nee, dit was pragtig geweest om Dr. Lombard te luister en ja, ek wil vir my bevestiging in mekaar se menswees en ook in professionaliteit en ek dink een van die goed wat hierdie tyd vir my geleer het is om dankbaar te wees vir die mense wat om ons is en ek sien 2 gesigte hier om my wat ek vir dankbaar is dat julle ook om in die lewe is om ons. Baie dankie. Net een laaste ding sê, sonder my team sou ek dit ook nie gemaak het nie. Ek het 'n amazing team gehad. Van my CEO tot my clinical manager, tot my susters, tot my skoonmakers, almal was aan boord. Hulle het selfs gekom na ons inligtingssessies oor palliatiewe sorg. Die klerke, almal het gekom om te kom hoor hoe met jy met 'n pasiënt praat in die end of the day. En dit dink ek was ook regtig, ek het 'n ongelooflike team gehad. Dit is so dat Ek het nie geweet hulle het sulke mooi harte nie. Sien jy nou, sien ons mekaar werklik raak op ons in tye van krisis, né? So om een stokkie te breek is maklik, maar om 'n bondel stokkies te breek is moeiliker. Luisteraars, baie dankie vir die lekker kuier weer vanaand. Ons gesels weer hier by ons het koppe bymekaar van Klein Karoo Connect. Ons gaan nou luister na Johannes Kerk, oral een van my gunsteling ook met Halalala Afrika. Totsiens almal. Toe die wêreld hier nog jong was en die horison wyd oop, was dit groen hier in die halfrond, suid van die ewenaar, en in die skemer as die son sat, en die beste huis te loop, klink die roepstem van die vrou, oor die heuwels van die land. Alala, alala, ewige songs Afrika. Alala, alala, ewige songs.